Ek is Erik Skooman, welkom by Sake van die Siel. Ek wil graag vandag met julle praat oor my pad met verliese, met mense wat ek aan die dood afgestaan het. Ek het nou 'n hele klomp video's gedeel oor hoe om met verliese te werk en 'n klomp Engelse en Afrikaanse video's. En ek het nog nie self gedeel wat ek al persoonlik beleef het nie. So ek wil vandag bietjie net van my lewe se kant af deel. Wat het ek al beleef en hoe het ek daarmee in my lewe gewerk? Nou, my pa is op 'n ouderdom van so 24 tot 2 maande na ek en my vrou Elsie getroud is hy oorlede. Skielik. Um dit was 'n redelike groot skok. So dit was die eerste werklike groot persoonlike verlies om daarmee te werk en dit het toe 'n klomp jare geneem voor haar volgende groot verliese was wat dan in die vorm van my skoonpa en skoonma en wonderlike ander familielede soos van my vrou se kant af. Maar daar het intussen in my pa se broers ook oorlede gewees en so 'n klomp mense. Maar die mense wat werklik nou met wie ek naby band gehad het is veral my pa en dan natuurlik my skoonouers wat baie goeie skoonouers was. Hulle is nie slegte skoonouers nie. Ek het nie hulle ervaring nie. Ek dink ek is bevoorreg, ek het die teenoorgestelde ervaring. Maar nou ja, ek wil vir julle sê dit was vir my die pad wat ek gestap het. So ek wil so 'n bietjie daarmee deel. Nou ek het baie vertel van die teorie al en van die oppe en die affe wat ons beleef en hoe werk dit en wat sê die nuwe navorsing. En ek het dit in my eie lewe sien uitspeel. So daai eerste 3 maande na die verlies is 'n massiewe skok en dis letterlik 'n hou in die maag. Daai onmiddellike ervaring was vir my met my pa en my skoonpa en my skoonma. Dit is soos 'n cricketbat in die kop. Ek moet sê dit was rof. Yesterday dit skok jou. So jy gaan in skok in en dan skakel het jy dan ek ook maar my fight flight freeze ding ervaar en ek het ook die ongeloof van ek kan dit nie glo nie beleef van veral met my pa. Dit was 'n aneurisme waarna hy dood is wat letterlik is 'n 2 dae proses gewees toe hy dood. My skoonma was onmiddellik ook van aneurisme en my skoonpa kanker, so daar het ons 'n bietjie pad gestap saam met hom. Mense wat baie naby was, mense wat ondersteunend is. Nou my pa was 2 maande net na ons getrou het en ons het pas in 'n ander land aangekom. Ek het pas begin 'n nuwe werk doen daar in 'n nuwe land. Dit was rof. Skielik moes ek terugvlieg. Chaos en vir ons hele familie was dit 'n reuse skok. En daar was nog jonger kinders ook betrokke, my broers en sussie. So dit was 'n regtig die mekaar chaotiese ding wat finansies, wat verhoudings te mekaar gekrap het en alles onderste bo gegooi het. Dit het 'n klomp praktiese goed ook veroorsaak. So ek was aanvanklik so oorspoel. Veral met my pa se dood en met my skoonpa ook, want die lewe het baie keer so dat dit's nie net daai stres wat in die lewe op 'n stadium was nie. Daar was 'n nuwe werk, nuwe huwelik. En by my skoonpa was dit my dogter wat klomp stres beleef het op daai stadium. My skoonsussie wat byna dood is aan nierversaking 2 weke na my skoonpa se dood. 'n Klomp krisisse plus finansiële druk plus 'n klomp goed. So ek was regtig gestretch. Ek het gevoel ek is oorspoel. En hiermee probeer ek vir jou sê dat ek sien myself as 'n volwasse kind van God en nou nie 'n perfekte kind van God nie, maar iemand wat dan wel op pad met die Here stap. Selfs toe my pa dood is, toe ek die Here al so 3, 4 jaar of 5 jaar gedien. En eintlik en ek het na die Here toe gegaan met elkeen van hulle. Ek het myself gebring voor die Here en kom skuil by hom en kom hart uitstort by hom soos wat Dawid gedoen het en ek het aanvanklik het ek net met my vrou gepraat toe my pa dood is en my hart by haar uitgehuil. Maar soos ek nou volwasse geword het my skoonpa se dood en my skoonma se dood wat hier rondom COVID gebeur het ek met ander mense ook gepraat en dan familie was daar vir ons gewees. Ons was daar vir mekaar en ons het mekaar toegelaat om regtig te praat en te huil en wat ek persoonlik gedoen het is ek het
Heel aan die begin het ek toe my pa dood is, as ek nog 'n jong man, so het ek nog nie lekker geweet hoe om te werk met my emosies en goed nie. Ek was nog nie heeltemal seker wat om te doen wat hier binne my aangaan nie. So ek het half net aangegaan soos wat ons maak. Dan raak jy maar depressief en jy raak maar emosioneel op snaakse tye wat jy nie weet nie. Maar dit gebeur in elk geval met verlies. Maar toe ek nou my skoonouers nou oorlede is toe, het ek nou al baie meer insig in my in wat in my binneste aangaan. So ek het as ek agtergekom het ek het nou 'n trigger. Ek het nog in hulle huis agtergebly en bly werk daar waar ek altyd by. Ek het altyd 'n vertrek by hulle gehuur vir my kantoor en dan het ek alleen daar gewees bedag. So dan sal ek partykeer herinneringe kry of gesneller word skielik en net verlange kry of hartseer. Dan het ek myself toegelaat om net te voel wat ek voel en gehuil. En party dae net hartseer gevoel, party dae het my glad nie geplan nie, dan het ek glad nie teruggekom nie. So ek het eintlik bewus net gewees van waar ek is en toegelaat dat ek is waar ek is. En as ek iets nodig gehad het van iemand of van die Here of om in die natuur te kom, dan het ek dit gaan opsoek. So dit was eintlik 'n baie meer gesonde belewenis. En my reaksies was verskillend. Ek het verskriklik gehuil met my skoonpa se dood, my skoonma se dood nie so baie nie, maar my hart was seer. Maar ek het haar so lief gehad, so dit is nie asof ek haar minder lief het nie. Maar dit is vir my so 'n skok gewees eintlik. My skoonpa se dood, my skoonma ook. En dis nou al 5 jaar terug en ek mis haar nog steeds. En wat ek saam met my vrou doen is ons sal eerlik wees met mekaar oor hoe ons voel. So ons sal praat met mekaar wanneer ek dit nodig het. So dan sal ek dit net sê. Sy sal dit ook doen. Sy sal sê vandag verlang ek veral na hulle of op hierdie oomblik verlang ons na hulle. Ons as familie, veral my vrou se broer en suster saam, sal gesels op die herinneringsdae, soos verjaarsdae, die dae wat hulle dood is. Dae wat vir ons spesiaal is, dan sal ons video calls doen en almal is maar ver, dan praat ons saam daaroor. Ons het selfs op my skoonpa se dood het ons saam 'n braai gehou. So swaar hulle in Nederland, 'n rooiwyntjie, al die goed wat vir my skoonpa belangrik was, die rugby, die braaivleis, die rooiwyn, hy's mos 'n Afrikaanse ou. En dan het ons almal saam dieselfde rugby game gekyk en gebraai en 'n rooiwyntjie op hom gedrink. Daai rituele het vir ons baie beteken. Ek moet sê ek is verstom oor my skoonfamilie se emosionele intelligensie en hoe hulle mekaar ondersteun. So hulle is daar vir mekaar en is ontvanklik om mekaar se harte te hoor sonder veroordeling, sonder om mekaar te laat skaam voel of iets. As die een hartseer is dan luister die ander en hulle sal sommer saam met mekaar dit net sê. Dit is baie gesond. Party families vermy weer eerder om daaroor te praat. So ek moet sê ek het baie ondersteuning so beleef. Maar ek kan vandag nou vir jou sê ek's dankbaar vir dat my skoonouers by die Here is. Ek weet dit. Hulle was albei regtig kinders van Jesus gewees en wedergebore en op pad met die Here gestap. Maar ek mis hulle hier. Ek's hartseer oor waar hulle nie is en ek's baie bly vir waar hulle is. Dis regtig so. So ek kan die gat voel. Die gat maak dit nie dat ek nie kan lewe nie. Ek's lief. Ek fokus op die mense rondom my nou en ek is lief vir hulle en my vrou en kinders en familie en ek probeer regtig na hulle toe uitreik. Maar ek kan vir julle sê ek mis my skoonouers. Hulle is kosbaar. Ja, ek mis hulle. En ek mis Elsie se neef wat soos 'n vriend geword het en ander familie wat al dood is. Vriende, dink aan hulle. Partykeer bid ek vir die mense wat hulle ook nog agtergelos het. As ek aan vriende dink of mense wat oorlede is, dis 'n manier vir my om van my hartseer na die Here toe te vat, is om ook vir die mense wat agterbly te bid, soos ons 'n vriendin wat dood is, dan vir haar familie te bly bid. Ek kombineer dit so om dit so met die Here saam te doen. Ek was altyd iemand wat geskryf het, en kuns gedoen het om emosies, maar ek doen dit nie meer nie. So ek sal andersins net nou in die natuur wees. Maar ek hou van gesprek, so ek praat met die Here. En dan herinner ek myself aktief partykeer aan die waarheid dat ek rou nie sonder hoop nie. Ek weet ek gaan hulle weer sien en dan gaan hulle nooit weer weggeruk word nie. En ek weet dat die lewe op aarde is eintlik kort en dat daar 'n doel vir my is om nog op aarde te wees. So ek moet nog hier wees om onder andere hierdie goed te doen wat ek nou doen.
en voort die Here te dien terwyl ek hier is en soveel as moontlik van dit te doen en op die ou ende na die Here toe te gaan en dan vir ewig saam met hulle die Here te dien. So ek weet dit. So is 'n bietjie van 'n tweestryd, kan jy my hoor, wat ek eintlik verduidelik het en wat ek dan self beleef. Dis hierdie tweestryd. Dit is, ek kan vir jou sê dit is seer met tye en tye en baie meer seer as ander kere. So ek beleef daai, soms is dit nam, soms is dit baie intense emosies. Soms is ek net taakgerig, ons is nog steeds besig met boedelgoed. Ander kere dan wil ek weer gaan sit en dink aan hulle as mens. Partykeer herinner ek maak ons onthou ons grappe en mooi dinge van ons familie en dan praat ek daaroor met my kinders en my vrou. So ja, dis sulke goed wat in my hart omgaan en ek vergelyk verlies met 'n amputasie. So ek is nou al 'n paar ledemate missing. En dit is so, dis swaar. So ek kan eintlik bietjie die hou voel in die maag nog steeds. Soos ek hier sit, kan ek dit nog steeds voel. Maar ek kan ek kan dan dit is 'n herinnering vir my om te sê wie is nog by my en wat doen ek nog hier? En natuurlik om die lewe nog te probeer geniet al weet ek daai mense is nie. Wat my ook troos is dat dit ontsettend goed gaan met hulle. Dan is daar familie wat nie die Here gedien het nie wat oorlede is wat my bekommer. Ek kan nie oor jok nie, dit is vir my sleg. Ek dink daaraan, maar die gewig daarvan is te swaar om te dra, so ek het dit vir die Here gegee. Maar wat dit dan ook doen is dit spoor my aan om te bid vir die familie wat nog hier is en vriende en mense om my wat nie die Here ken nie. So dit is hoe ek dit prosesseer en ek wou dit met julle deel as 'n manier om te sê want ek beleef ook hierdie goed. So ek probeer dan al die ander selfsorg goed doen, al die ander gesonde goed in die lewe doen, soos oefen en eet en staf en sjokolade en koekies, al my favorites en chippies. So daai goed ook doen wanneer ek lus is daarvoor. Sodat 'n mens ek nog steeds die lewe geniet en weet dat al is die hartseer daar, is daar ook vreugde saam met dit. En dat die Here se liefde is wat ek eintlik elke dag my aan herinner en wat hy my aan herinner. Dat niks my van sy liefde kan skei nie. En dan selfs wanneer ek die dood tegemoet gaan, dat dit eintlik vir my heerlike jy weet 'n heerlike proses is om nog meer van hom te sien en te beleef. So ek onthou dat hy by my is en daai is my die verhouding met die Here is wat my elke dag dra om my kommernisse na hom toe te bring en regtig met hom te praat. En dan myself aan die waarheid te herinner en dit te oordink soos wat hy sê. So ek is besig met sielkundige goed en met die waarheid en dit troos my. En om te weet dat ek gaan nie vir 6000 jaar hier lewe sonder hulle en amper nooit te sien kry nie. Ek het hoop. So en daai maak dat mense eintlik weet maar dit gaan oukei wees. So dis my storie en dit is hoe ek nou met dit deel. Ek kan ook sê wat my pa betref, omdat hy op 'n jong ouderdom weg is, het ek vir die Here gevra vir ander mentors in my lewe, mans wat in my lewe 'n rol kan speel. Nie dat ek oorafhanklik van hulle gaan raak en niks kan doen op my eie nie. Nee, ek vertrou die Here, maar hy het manne in my lewe ingestuur wat verskillende rolle vervul het. So emosionele mentors, sielkundige mentors, geestelike mentors, finansiëel. So hy het mense gestuur met wie ek verhouding gebou het oor die jare wat dan soos 'n stuk van daai goed kom insit het, want baie keer het ek gevoel jy wil nou eintlik my pa gevra het vir raad, maar dan is hy nie daar nie. En dan kan ek dit ook weer wees vir ander mense. So dit moet ek sê was ook een van die dinge wat ek voorbid. En dan is daar ook die ander ding is die harde realiteit van die lewe, nie teen dit te veg nie, van dat die dood gaan gebeur, dat daar mense gaan kom. So ek herinner myself, mense gaan doodgaan, so geniet hulle nou terwyl hulle is. Dis 'n ander ding wat ek doen, wat ek vind my nogal baie gehelp het, want terwyl my skoonpa was, het ek byvoorbeeld een van die goed wat ek vir my vrou altyd gesê het, hy is 'n pensionaris geweest. So hy het maar spaar same gelewe. So as hy by my kom kuier het ek hom altyd probeer bederf met alles wat hy van hou. So dit was 'n verskillike lekker ding, want en ek het vir hom sy gunsteling musiek gespeel. Hy hou van mense wat bas sing. So sulke tipe goed. En dan eintlik
bietjie videoetjies in my kop gemaak en sal ek vir hom kyk hoe drink hy dit in. Hy was 'n karikatuur. Hy was 'n unieke mens. En dan het ek hom geniet, sy stories opgeneem. So in die oomblik by hom probeer wees. Net daar en geweet ek het nou 'n geleentheid om hom te bederf. So dan doen ons dit nou met die mense wat daaroor is. Daar is nou nog mense, senior mense in ons lewe oor en ons probeer dit doen. Dis lekker. So love those who are still with you. En terwyl hulle by jou is, sê hulle lief en dit was die les wat ek probeer ter harte neem het. En dit kan ek nou sê veroorsaak dat ek nie spyt is nie. Ek het met my pa ook, want ons het 'n bietjie konflik gehad op daai tye en ek het dit probeer uitsorteer. So die laaste keer dat ek hom gesien het wat ek hom vasgehou en hy my 'n lekker stywe druk en daar was niks van my kant af tussen ons nie. Dit was vrede. So daai het my baie gehelp. Ek klink nou soos hierdie ou wat alles reg gedoen het, maar ek het nie noodwendig nie. Ek het weer daar's foute, maar hierdie is 'n goed waaroor ek bly was. En ek is dankbaar vir die Here daarvoor want hy het my daai goed geleer en om dit toe te gepas het was vir my eintlik die beste. So dis my storie daar en ek sal graag by jou ook wil hoor. Wil jy nie vir my tog 'n kommentaar lewer op hierdie video of 'n bietjie jou stukkie van jou storie vertel nie en sê wat het die Here vir jou gedoen en hoe prosesseer jy rou? Jy kan ook vir my e-pos stuur, erich@mattersofthesoul.org. So kyk of jy daarom vir my kan stuur. Dit sal lekker wees. En kyk like en subscribe. Subscribe asseblief want dit help ons. Hoe meer subscribers jy het, hoe meer sal YouTube ons video's vir ander mense ook wys. En hierdie is natuurlik 'n bediening. So ek word nie ryk deur hierdie video's nie. Maar ek sê eintlik net as jy kan subscribe en met ander mense dit deel. Dis ook net so 'n klein adbreak. So en kyk asseblief na al ons ander video's en videoreekse. Ons het oor elke moontlike tema wat jy al kan dink van binne die sielkunde, Christelike goed soos trauma, depressie, verhoudings, kommunikasie, tieners, familie, gesonde familie wees. Allerlei goed. Okay, mag die Here jou seën. Dis lekker met jou tyd te spandeer en sien jou volgende keer.